Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke oor die Here, sy skepping en ek daarin. Dit is vir geen mens lekker om met 'n skaap vergelyk te word. Skaap is maar 'n dommerige dier. Hy dwaal maklik af. Hy's 'n tropdier en kan nie op homself oorleef nie. 'n Skaap is weerloos teen mense en wilde diere. Hy kan hom eintlik nie verdedig nie. Hy kan nie byt nie. Hy kan nie skop nie. Hy kan ook nie eintlik vinnig weghardloop nie. Tog huiwer die Here nie om in sy woord mense met skape te vergelyk nie. En as ons mooi daaroor nadink, is dit glad nie so 'n slegte vergelyking nie. Ons wat so graag ons eie kop volg, wat alleen deur die wêreld wil gaan. Ons wat ook weerloos is en dommerig. Ons dwaal so maklik af. Ons word so maklik die prooi van wrede wolwe in die wêreld waarin ons leef. Ons loop agter alles en almal aan. Ons is eintlik totaal weerloos en afhanklik. So ja, dit is effens vernederend om met 'n skaap vergelyk te word. Tensy, en dis die kruks van die skaapbeeld in die Bybel, tensy dit eintlik nie oor die skaap gaan nie, maar oor die herder. As 'n skaap sy eie herder wil wees, of as hy 'n ander skaap vra om sy herder te wees, bly hy maar in die ronde ronddwaal, sonder leiding en beskerming en versorging. As die Here egter jou herder is, dan is dit glad nie vernederend nie. Inteendeel, ek is bereid om 'n skaap genoem te word, mits dit 'n skaap van die herder Here, die getroue verbondsgod, die hemelse Vader is. Dawid gebruik die beeld uit sy ervaringsveld wanneer hy die geliefde Psalm 23 skryf. Vir jare lank het hy self skape opgepas. En nou vergelyk hy die Here met 'n goeie herder. Hy weet hoe afhanklik 'n skaap van sy herder is. Hy weet hoe weerloos 'n skaap in die donker valleie is. Hy weet hoe 'n skaap in die semi-woestyn van Judea nie sonder 'n herder kan oorleef nie. En daarom is die Here vir hom soos 'n herder. Die herder. Sy herder. Die vraag is dus nie of ek soos 'n skaap is nie, maar die vraag is, wie is my herder? Hoef daarom nie huiwerig te wees om saam met Psalm 23 se digter Dawid te sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf, die vertroos my. Vir ons is die prentjie vanuit die Nuwe Testament nog duideliker. Jesus verklaar eksplisiet dat hy die goeie herder is, waaroor die Psalm sing. Hy is nie net die herder nie, hy is ook die hek wat toegang tot die kudde gee. Hy is die een wat die skape by die naam ken en roep. Hy is die een wat sy lewe vir sy skape aflê om hulle in oorvloed te laat lewe. Waar wy ek en jy elke dag? Onder wie se leiding gaan soek ons groen weivelde en waters waar daar rus is? Wie lei ons op die regte paaie en deur die dal van doodskaduwee? Wie se stok en sy staf beskerm ons, verdryf die vrees in ons lewe? Ek kan maar maak asof ek nie soos 'n skaap is nie en nie 'n herder nodig het nie. Ek kan dink dat ek my eie herder kan wees. Ek kan by ander herders se skape my gaan voeg. Of ek kan eerlik bely, hy is ons God en herder. Hy en ons, die skape van sy wy, wat uittrek onder sy beskerming. As jy vandag sy roepstem hoor, verhard jul nie, maar neig jul oor
merk op die roep van sy ontferming. Goeienaand.